Maar as hy so vars na die banjo. Kom ons praat bietjie oor musiek vanmôre. Ja, Louis van Lille kuier by ons. Ons gaan bietjie gesels oor 'n nuwe liedjie Oom Kiewit. Yes. Maar baie ander dinge ook. Goeiemôre Louis. Môre julle. Hoe lyk die dinge nou? Nee, goed in die nuwe jaar. Ek wil net sê voorspoed aan almal vir die 2026 en ek hoop ons gaan by die horings en ja, mag dit 'n mooi een wees vir almal vir al die luisteraars en ja, vir julle twee wat jy by Dankie. Baie dankie. So ja, ek hoop dit is 'n mooi jaar. Dankie my maat. Dit is wonderlik om goeie wense vir te. Hoorie so, kom ons praat eers oor wat verby is. Jy het nou nie eintlik vakansie gehou hierdie Desember nie, nê? Want ek het die gees van die vakansie sommer gedra, maar ons het lekker hard gewerk. Dit was maar ons skep tyd. So dit was nog steeds, kan ek amper sê, festive tyd. Ja. Maar vir 'n musikant, as jy nie besig is in Desember nie, dan moet jy miskien dalk iets anders gaan doen. As ek dit nie mis het nie, het jy net Kersdag afgevat. Ja, van die 10de af tot die 4de Januarie elke dag. Ek was net die 25ste af. So die Sure. naweek voor dit ook. Ek was so 2 dae tussen die 4de en die 8de, 2 dae af en toe van die 10de af. So ek kan nou 'n bietjie van 'n Stoot. leningkie by jou kom maak om my deur Januarie te dra. Jy's nou dik met die cash. Nee, ek sê nie so sê. Ek sê nie so sê nie. Maar dat ek amper sê my bankrekening lyk okay, maar my gemoed is bietjie Okay. Dis nou tyd vir 'n vakansie. Gaan jy nou rus? nee, soos aan die go van Januarie af. Dis weer trouseisoen begin nou weer en ek het al klaar weer 'n 40ste verjaarsdag in vir Saterdag en ek het Vrydag weer gesing in Langebaan en die naweek is ek al weer weg. Hoe lyk dit al die Weskus met die vuur? Ekskuus? Hoe lyk dit met die branderye en die warmte Wel, in die die Weskus? Weskus is nog taamlik fyn. Want toe ons gisteraand gevlieg het, dit nog ons bietjie dit sê dit sien van bo af. Sure. Dit was bietjie scary om te kyk van bo hoe dit lyk. Ek het nou gesien vanoggend 90,000 hektar Ja, daarmee. wat seer gekry het. Ja, dis erg. Dit lyk nog ons wild. Gesels met ons oor Oom Kiewit, die inspirasie daar agter. Kyk, oom Kiewit het vir jare by die Rivera Hotel in Velderif. Hy het bestuur vir so ek dink 30 plus jaar en hy en sy vrou Tanya Ulrika. En ek was vriende geweest met sy kinders. En ek het ook laas van hulle gepraat, die beste gesin. En ek en 'n buddy van my het eendag gestaan en hulle het mos die Bergrivier Canoe Marathon wat daar afeindig by die hotel self. Hy daaronder jy gaan onder die Karinusbrug. Yes. So toe staan een van my vriende, toe sê hy vir die ouma of hy sê toe vir my met die manne wat so roei. Hy sê jy loop by die manne nou oor die water, die man se arms pyn seker al jong. Want hy roei so teen die stroom en die vissermanne praat van hulle loop iewers heen as hulle met die boot gaan. Ja. Toe verstaan ek nou net lekker wat jy bedoel met Vis is op loop. hoe loop jy Ja. oor die water sit. Want hulle sit mos so in die kanoes. Ja. Toe sit dit vas by my en ek het toe besluit maar ek gaan 'n song skryf oor die Canoe Marathon en by Oom Kiewit se plek want almal ken die Rivera Hotel as Oom Kiewit se plek waar nou gewerk het en ons almal het altyd daar gekuier. So dit is waar die inspirasie van gekom het. So jy sal in die lirieke hoor, hulle loop oor die water, sit so, sê die visserman vir my. So as mense gewonder het hoe loop jy oor die water terwyl hy sit, dis hoe jy dit doen. Ja. Die liedjie is meer 'n leefstyl liedjie as enigiets anders, nee. Dis 'n Weskus liedjie. Ja, definitief. Ja. Hy het so lekker 'n bietjie van 'n sakkie, daar's 'n konsertinaatjie in hom en 'n trekklavier en heeltemal iets anders as druppels byvoorbeeld wat weer Met druppels baie. Hy doen dit. Hy kap aan, ja. As jy nie iets wat jy nou in 'n bar of 'n pub sal speel of 'n kuierplek of so nie, maar dis meer om so 'n dieper lied. Dieper, ja. Maar hy het sy tyd en sy plek waar hy inpas. Maar jy sien nou Oom Kiewit is 'n lekker kuierliedjie. Yes. Ja, dis meer vir die mense van die platteland kan ek amper sê. Wat braai van Platteland. platteland? Ek het 'n vriend wat dis Weskus is 'n leefstyl ding jong. Ja. Ek het gister gesels met 'n vriend wat besig is om 'n braai te bou te sê, goed so, hierdie Weskus braai in midstream. Hierdie Weskus braai gaan ek so en so bou doen. Ja, dis reg, kap op. Ja, so ek net 'n visie ook kan braai op hulle is so right. Daar's hy, ja. Wat dink jy maak die mense van die Weskus so spesiaal? Jessie, dit is 'n die vraag wat jy my vra. Jessie, ek sal 'n boek moet skryf vir dit. Ek dink jy moet maar self Weskus toe gaan om dit te gaan ervaar. Ek dink alles dis almal mense Ja. en ek dink nie mense hou terug. Ja, dis soveel regheid sê, hoor die ou, miskien moet jy nie dit doen nie, miskien moet jy liewers dit traai of mense is eerlik met jou daar. En hulle sê 'n ding op die man af, hulle soveel regheid sê wat jy dink van jou of van jou idee of wat ook al dit mag wees. So ek dink die Weskus mense en hulle is ook baie vriendelike mense. Jy sal sien as jy ry in die platteland en in die Weskus ry, almal sal altyd waai of die kant toe en jou groet in 'n plek of so ek dink dit en hulle is maar net soos hulle sê sout van die aarde, kan ek amper sê. En ek het dit beleef met visserman vriende van myself. Ek bedoel daai mense sal
3 die oggend vir jou kom help as jy miskien jou kar breek of iets of so dis ware mense. Soos ons Suid-Afrikaners maar almal is op die einde van die dag. Ek vind die Weskus is nogal 'n goeie barometer oor persoonlikhede. Yes. Ek weet nou al van Gautengers wat Weskus toe gegaan het vir vakansie, dan kom hulle terug en sê hulle man, dit was ons eintlik verveeld, daar's eintlik niks om te doen op die Weskus nie. Dan kom ek agter, nou weet ek wie jy is. Ja. As jy nie met die mense van die Weskus oor die weg kom nie, of jy dink die Weskus is vir jou nie entertaining genoeg nie, dan het ek so 'n bietjie van 'n idee wie jy is. Want die Weskus is alles behalwe verveeld. Ja, miskien moet jy die wifi afsit op jou foon en gaan explore en iets Daar's gaan dit doen. nou. Daar, miskien ja. Dis miskien 'n goeie idee. Hoor hierso, ons praat oor nuwejaarsvoornemens op die show vanmôre. Yes. Nee, maar ek en Jennifer het sterk nuwejaarsvoornemens wat ons nou al redelik by uitgekom het, dink ek. Nee, ja. Sorry, ek val nou in die rede, maar jy het dit klaar gesê. Ja. Ja, so hy het klaar 5 kilos verloor. Well done. Ja. As hy trippie wat jy gevat het in die bos. Ja, ek het 10 opgetel, maar ek gaan 10 optel, maar ek het net 5 opgetel. So met klaar 5. Wat is jou nuwejaarsvoornemens? Het jy ietsie besluit? Ek het nou net actually 'n video gemaak wat ek het dit toe nie gepost nie, maar ek kan dit miskien live op TV sê. Okay, maar dan is jy nou vas, nee? Ja, is vas, dis fyn. Ek dink dat almal hoef nie altyd 'n opinie te lewer, veral op social media nie. Ek dink dat almal is geregtig tot 'n opinie, maar ek dink dalk jou opinie van iemand of wat ook al jy dink of iets wat jy te sê het, jy hoef dit nie altyd te sê Om nie heeltyd te sê wat jy dink nie. Ja. Om nie heeltyd te sê Dis seker maar nou my opinie. Ja. Oor 'n opinie. Verstaan jy wat ek sê? Ja. Maar ek dink partykeer doen 'n opinie meer. Kyk as iemand iets goed gedoen het, by all means. Komplimenteer. Ons komplimenteer hom, gee hom 'n like of 'n hug of 'n wat ook al of 'n reaction. Maar ek bedoel as iemand dalk iets nou nie, as dit nou nie jou cup of tea is of wat ook al nie, skrol verby. So gaan jy meer verby scroll en minder jou eie opinie lewer. Jy gaan comment en dan gaan ek sê backspace. Kry dit die stelsel uit om maak dan. Ja. Smal. So ek voel dat dit is nie altyd nodig om 'n opinie te lewer nie. Dalk hou dit vir jouself. Dit sal ook 'n bietjie nicer wees in 2026. Ja, weet jy wat, dis eintlik nogal 'n so Engels sê empowering gevoel Ja. as jy weet jy het 'n opinie oor wat iemand nou net gesê het, maar jy besluit om dit nie te sê nie. Dalk. Ons weet nie, miskien ons sal kyk of ons dit kan toepas. Dis hy. Miskien. 2026, wat lê alles voor? Nog musiek? Daar's definitief nog musiek wat sal uitkom. As ons net studio tyd vasmaak en wag vir die derde release wat nou Vrydag sal wees, die 16de van hom Kivit. So hy's 'n exclusive word hy gespeel vandag. Hey. Ja, ons gaan hom nou speel. Dis die eerste keer wat hy gaan speel. So hy sal eers van die 16 af beskikbaar wees op al die streaming platforms. En dan daarvan af sal ek net daar's nog definitief liedjies wat uitkom, as ons net studio tyd vasmaak en dan daarvan af dryf. Verder is maar net graft en werk, bookings maak en voortgaan soos jy so die stoomtrein in die gou hou. Soos hulle in golf sê, kop af en force. Yes. Nou ja. Alipad. Baie dankie vir jou draai. Ons gaan nou jou liedjie Oom Kiwi regstreeks lewendig speel vir die eerste keer ooit voordat hy uitkom. Baie dankie Louis dat jy 'n draai kom maak. Dankie julle. Dit is altyd lekker op 'n geel bank. Nou maar lekker Louis van Lille met Oom Kiwi. Hier is hy.